Hallo en baie welkom terug by Remoer, die podcast vir vars vrae in jou moedertaal. Ons het 'n baie interessante onderwerp hierdie week. Ons het almal op Disney ontbyte groot geword. Met dit bedoel ek ons almal ken Beauty and the Beast, Cinderella, The Little Mermaid, wat so nog, Princess and the Frog, so baie ander voorbeelde. En daar's heelwat minder voorbeelde om die teenoorgestelde te bewys van wat ons praat oor vandag. So ons wil kyk of daai teorie van soos die opposites attract, of dit in realiteit waar is, want ons is obviously nie in Disneyland nie. En ek is terug saam met my co-host Alnika om dit 'n bietjie ons breine daaroor uit te trek. Hallo. Annelie, ek het 'n vraag. Dink jy ons is vriendinne as gevolg van die feit dat opposites attract of die feit dat birds of a feather flock together? Ja, ek dink dis probably die beste plek om te begin actually, want ek het ook toe ons nou besluit het dat ons hieroor wil praat, dis my eerste thought soos, ek wonder, want obviously ek in my eie verhouding en mense vriende, so dis ook die beste punt om by onsself te begin. En ek moet vir jou sê, ek het 'n bietjie van 'n conflicting soos idee daaroor, want aan die een kant dink ek, daar is baie goed waaroor ons similar is. Soos ek onthou jy die heel eerste dag toe ons ontmoet het, toe was die eerste ding waaroor ons saamgestem het, dat ons albei baie tee het. Ons like altyd tee. Ek onthou jy het letterlik met jou skynbord vol tee ingestap en ek het gesê, ek het myne nou net weggepak en was so opgewonde daaroor. En dit was ons initial invalpoint. En ons baie ander goed waaroor ons ook saamstem, maar daar is ook 'n klomp goed waaroor ons nie saamstem nie. En dit obviously dink ek attract ons ook half na mekaar toe en maak dat ons 'n sterker vriendskap bou. So vir ons geval dink ek is bietjie van albei. Dink jy dis meer similar of ek weet nie, dit miskien sal meer similarities. Wel, ek dink dit neig meer na birds of a feather flock together. Ek het bietjie opgelees oor dit obviously in preparation met hierdie gesprek. So daar's 'n thing called homophilie. As ek dit reg so jammer, maar ek gaan dit net so butcher en pronunciation, so dit maak nie saak nie. Homophilie praat oor die similarity van dit. En van wat ek gelees het is, similarity gaan oor values, beliefs, interests, attitudes en selfs die demographic waarin jy jouself vind. Dit is volgens die studies wat gedoen word, is dit die beste indicator vir long-term relationships en of relationships actually gaan werk. Hoekom ek dink ek en jy is meer geneig na birds of a feather is omdat ons dieselfde values het. Of baie similar values at least. En attitudes teenoor die res van ons environment. Ek weet nie hoe om dit beter te verduidelik nie. Ek dink dit is hoekom ons het tog daai opposites van mekaar, ons style, ons musieksmaak, alhoewel daar is ook musieksmaak wat similar is, maar daar is musieksmaak wat ook nie similar is nie. So ek voel daai deel, die deel van ons wat nie dieselfde is nie, die opposite deel van ons wat attract na mekaar toe, is wat ons relationship exciting maak. So een ding wat ek wel gelees het van homophilie relationship van birds of a feather, is dat dit boring kan raak. So ek voel ons het al 'n happy medium, ons het 'n goeie balans van similarities en 'n goeie balans van opposites. En daai opposites hou dit exciting, sodat ons harder werk aan ons relationship en seker maak ons bly in touch en ons is nog steeds connected, al is ons nie eers meer in dieselfde demographic, unfortunately, wat baie sad is. Ek stem saam in die, soos, ek dink dit is belangriker dat, of as mens dink aan similarities tussen mense, soos tussen my en jou en tussen my
my partner of my boyfriend of wat ook al, of jou en jou kerel of wat ook al, dan is dit meer belangrik om te dink aan die value similarities wat ons het, as noodwendig die physical similarities wat ons het. En met physical bedoel ek nou nie soos ons lengte en daai tipe goed nie, ek bedoel meer soos ons style, wat jy nou genoem het. So ek stem saam, ek dink die deel wat ons saamtrek, wat ons similarities is verseker ons values, soos ons align politically met ons political attitudes, ons is baie meer similar in, op die stadium toe ons ontmoet het, was ons nogal, ek dink redelik similar gewees in ons religious attitudes ook. Nee, ons is nou actually ook, wat baie weird is. Ja, ons het saam daai shift ook gemaak. En ek dink, so ek dink in daai sin is dit definitief meer die values wat align, wat 'n similarity offer. En dit was my interessant geweest toe ek nou bietjie gaan navorsing doen oor wat is die actual science en die wetenskap agter dit. Daar's 'n studie gewees wat actually baie onlangs uitgekom het in 2023. Daar's nou obviously verskriklik baie navorsing oor dit. Maar in hierdie spesifieke studie wat hulle gekry het is, hulle het letterlik, so hulle het ander studies gaan review. Ons kan actually in die description dalk die studie net link. Dit kan actually interessant wees as enigiemand wil gaan lees daaroor. Hulle het reviews van ander studies gedoen wat oor letterlik eeue kom. En wat hulle onder andere uit die kombinasie van al daai studies en hulle reviews oor dit gekry het, is dat tussen 82% en essentially 90% van hulle het 130 traits gevat, so eienskappe gevat. So dit sluit in nou soos ons gesê het van political values, religion, hulle het goed gevat soos wat is die woord, chronotypes wat soos as jy 'n naguil is of jy hou nie, jy word eerder vroeg in die oggend of soos ek word vroeg in die oggend wakker. So hulle het dit gevat. Hulle het byvoorbeeld goed gevat soos of jy meer geneig is om te worry en of jy minder geneig is om te worry. Daai tipe soos okay, dis nou die eienskappe waarna hulle gemeet het. So uit die mense wat hulle wat in die studie ingesluit was, is tussen 82%, so kom ons sê tussen 80 en 90% van die eienskappe tussen 'n partner en homself is geneig om similar te wees. En dit was vir my verskriklik interessant, soos dis 'n baie hoë similarity. So mense is geneig om meer similar te wees in hulle political beliefs as hulle in 'n relationship is. So jy kan nou obviously bietjie in detail in die studies ingaan en dit was nou vir my baie interessant geweest, maar gaan nou nie ons die mense wat saam kyk daarmee bore nie, want daar's nou allerhande correlations en stuff wat ek gaan bietjie inkyk het op. En onder andere, een van hierdie gaan nou baie soos stupid ding wees om te sê, maar dit was my interessant geweest. Een van die sterkste korrelasie is tussen die jaar wanneer jy gebore word. So mense is geneig om meer, obviously, dieselfde jaar, similar jare te hê, baie nader aan mekaar te hê as wat hulle noodwendig op die extreems gaan. Dit is baie interessant. Dit is hoekom mense kry, okay, daar is obviously exceptions en daar's 'n hele paar exceptions van hierdie voorbeeld wat ek nou gaan sê in my lewe, maar dit is seker hoekom mens meer geneig is om mense te kry wat in relationships is wat selfs dieselfde jaar tot en met 4 of 5 jaar baie naby aan mekaar. Dis regtig interessant. Dit was cool as mens hierdie vat en jy translate dit na wat dit beteken vir mense se, jy het nou onlangs het jy genoem dat jy dit 'n interessante gesprek met iemand gehad oor genetika. So die punt het my spesifiek op my aandag gevang, is dat obviously hierdie het baie groot invloed vir hoe ons kyk na hoe mense se genetiese patrone vorm. Want ek meen, ons het vir baie lank, of ek het at least my half initial response of my null hypothesis, sal ek nou maar so noem, die idee waarmee ek in het ingegaan het, is dat dis net random half, daar's obviously goed wat beïnvloed wat jy aantreklik vind, maar dis half 'n random genetiese ding. Maar wat hierdie kan beteken is dat as mense wat kort is, meer geneig is om met ander mense wat kort is, soos obviously kinders te hê, dan gaan daar 'n paar generasies later dalk meer ekstreme lengtes in ons mense, soos tussen mense wees. Dit was nogal vir my baie cool geweest. Dis baie interessant dat jy dit nou sê. Bygesê wat ek weet van genetika is
jy is nie attracted tot iemand wat baie similar genetics het as jy nie. Want ons het soos hierdie natural ding in ons liggaam, ek weet nie hoe om dit andersins te verduidelik nie, wat vir ons sê, soos daai is te close to home equals incest. So Dit is dit is, interessant, okay. ja, dit is wat ek weet van genetika. Ek weet ook dat soos pheromones, ons skei pheromones af en as iemand vir jou nie lekker ruik nie, is dit ook 'n teken van jy vind hulle nie attractive nie. Maak nie saak of jy dink hulle is mooi nie, dit het iets heeltemal anders. Beteken net soos hulle ruik nie vir jou lekker nie, jy sal nie saam met hulle in 'n verhouding wees nie. So Ja. dis wat ek weet van genetika. En I guess dit het ook soos jou genetika beïnvloed jou values tot 'n manier, want as jy dink aan die demographics, demographics kan baie beteken soos waar jy bly, wie jou community is, wat jou ras is, wat, maar in my kop gaan jou values gaan dieselfde wees as jou demographics en jou demographics word bepaal deur, van dit, I guess, word bepaal deur jou genetics. Ja. Dis actually Dis 'n moeilike, soos dis baie moeiliker as om net te sê ja, opposites attract of similarities attract mense na mekaar toe. Want daar is ook goed soos, dit is heel toevallig dat mense wat baie keer dieselfde values het, ook uit dieselfde area uitkom. Of dat hulle saam met dieselfde skool uitkom en dieselfde taal praat en daai tipe goed. So dit is baie meer kompleks as om net te sê dit is of dit is nie. Maar ja, dit wil vir my like of dit na die kant toe neig wat sê dit is meer similarities wat mense na mekaar toe aantrek. Maar dis ook, soos ek dink, mense moet ook dalk 'n bietjie dit weier vat en dink, okay, ons is nou similar, maar dis wat jy ook nou aan die begin gesê het, is dat ons is similar, ek en jy, maar tussen ons is daar goed waaroor ons anders is, en dit maak dat daar potensiaal is om te groei. En dit was my interessant, want ek dink mens moet similarities, so ons stem saam, dis meer similarities wat mekaar aantrek na mekaar toe, maar is daar complementary soos eienskappe in ons. Soos byvoorbeeld is daar, praat jy nou van tussen my en jou of net soos in general? ek bedoel net tussen mense, soos dit kan tussen ons ook wees, maar ons gebruik nou onsself as 'n voorbeeld, maar ek bedoel tussen twee mense wat in 'n relationship is en nie soos net noodwendig 'n verhouding nie. Ek bedoel soos vriendskap en daai tipe relationships is. Ek dink die mense het soos ons het die need to grow and expand, en wanneer daar te veel similarities is, kan dit ook 'n probleem word. En in daai sin is daai meer, daar spasie tussen, byvoorbeeld as ek en jou vat, daar spasie om te groei en goed wat ek in jou sien wat ek graag in myself wil kweek, en andersom hoop ek. Anders sou ons seker nie vriende gewees het nie. Ek stem saam met jou en ek dink regtig daar moet 'n vorm van complementary characteristics wees tussen die twee individue in die relationship. Maak dit nou 'n vriendskaplike relationship of wat ook al. Maak regtig nie saak nie. 'n relationship is 'n relationship. Ek voel ek moet hierdie vir jou sê, ek het 'n studie gelees, baie vlugtelik, nie in diepte nie, maar die studie het gesê, as daar te veel similarities is, dan raak dit boring en dan laat die relationship ook nie. En ek voel die feit dat daar nie, dat daar characteristics is van byvoorbeeld ons twee, is wat maak dat ons nog vriende is. Daar moet daai bietjie wrywing wees vir daai excitement, maar ook nie too much nie, because that's just destructive. Ja, en ek dink is daai too much wat ook net, dis al waar dit interessant is hoe dit net 'n natuurlike respons is, want daai too much, as mense geneig is om te veel te verskil, obviously gaan jy negatiewe hormone en negatiewe emosies afskei, en dit gaan heel moontlik maak dat jy net meer geneig is om nie by daai persoon te wil wees nie. Ja, en dit gaan konflik veroorsaak, en like, ek en jy het actually interessant genoeg, nou dat ons praat oor hierdie, maar ek voel dit is related, ons het
personality tests gedoen en ons is baie similar, maar ons ook goeders van ons wat verskil, obviously. En daai ek voel as jy hierdie extreem extrovert was en nie dat ek sê ons is net introverts nie, ons het ons tye in ons plekke waar ons kan meer extrovert optree, maak ons nie extroverte nie, maar dit sou nie gewerk het nie en dis interessant, want jy kan sien in ons persoonlikheidstoetse dat, en ek seker dit sal wees so met ander mense, maar jy kan sien in ons persoonlikheidstoetse dat ons similarities ons aan mekaar trek en ons opposites is wat ons relationship exciting hou. Ja. En dit klink horrible om dit eintlik so te sê, so asof ons 'n boring relationship het, maar Nee, maar Ja. dit is. Vriendskappe is ook goed. Dis 'n baie half soos iets wat genurture moet word. En ek dink dit maak dit net baie makliker om actually te succeed in so 'n tipe in 'n vriendskap, in 'n relationship wanneer daar meer similarities is in die relationship. Dit en actually minder laat my nou konflik. ja, 100%. Dit laat my nou dink aan soos die ons het al 'n hele paar keer hierdie gesprek gehad. Sorry, ek het nou 'n mental blob gehad. 'n hele paar keer hierdie gesprek gehad oor hoe mense wat half jy verduidelik dit altyd baie mooi, so jy's welkom om dit weer te verduidelik, maar dat vrouens geneig is om wat is dit? Horizontally en up te date en Ja. mans is geneig om horizontally en down te date. Maar as jy byvoorbeeld as jy moet nou byvoorbeeld kyk nou of mense aangetrokke is tot mekaar en of hulle gaan succeed in 'n long-term committed relationship, is dit geneig om groter kanse te wees vir succession in daai relationship wanneer hulle socially desirable eienskappe min of meer dieselfde is. Ja. Moet ek dit verduidelik of Nee, wil ag jy ek het dit nou maar net sommer genoem. Ek dink dit is redelik, ek het nou half my inner Elnike ge-embody en gesê up and cross en wat ook al. up and across en ja. wel, across and up en across and down. Ja. Maar ek meen as jy byvoorbeeld vat ekstroverte is geneig om baie keer kyk, social desirability is physical ook. Dis soos of jy sê nou maar 'n simmetriese gesig het of nie, maar dit kan ook wees of jy maklik in 'n social setting inpas en dan geneig is om meer vriende te hê. So dit kan nogal vir my sin maak hoe mense wat baie keer meer extrovert is, dalk geneig is. Ek dink om in 'n relationship op te eindig met 'n extrovert of 'n introvert is basies net 'n coin flip. Ja, soos want ek dink jy nie kan dit ook nie, ek dink nie mense kan bepaal from the get-go of iemand 'n introvert of extrovert is nie. Obviously jy ontmoet iemand in 'n waarskynlike setting gaan ontmoet waar daar meer extroverte sal wees of selfs introverte, doesn't matter, maar jy gaan nie iemand ontmoet by jou huis nie. So dis moeilik om imagine dit sal weird wees en bietjie suspicious, maar my punt waar ek wil uitkom is dis moeilik om initially te bepaal of iemand 'n introvert of extrovert is. Ek dink ook nie dit is 'n issue vir 'n introvert en 'n extrovert om saam te wees of vriende te wees of wat ook al nie. In feite dink ek daar is goed daarin. Maar die rede hoekom ek dink dis nie 'n issue nie, want die introvert en die extrovert kan nog steeds dieselfde values hê. En om net gou te sê wat ek nou aan gedink het, Jordan Peterson praat actually baie van dit, van hoe hy glo dat relationships kan net werk as die twee mense wat in die relationship is, dieselfde values het. En dit hoef nie net political values te wees nie, dit kan letterlik enige tipe values wees. Ek voel ook, soos ek en jy, ons het political values wat align, ons het ideological values wat align, en dit dra by tot baie van 'n mens se lewe, al kom jy dit nie agter nie. En dit is ook 'n subconscious thing. Dis ook nou nie asof jy elke dag dink by jouself, my
ideological value vandag is dit en dit en dit nie. Dit is 'n subconscious thing wat beïnvloed word deur jou environment, jou demographic, en jou selfs jou genetics. Ja. So dis 'n baie interessante gesprek vir my in die sin van dit raak aan baie verskillende aspekte. Ja, dit is so 'n komplekse half interplay van al hierdie aspekte, dat dit nie net 'n vlok ons almal saam of nie, maar ek dink dit is nog steeds geneig na meer, jy vlok saam as jy selfde feathers het. Ek kan nie help om te wonder, wat is die effek, of soos wat se invloed het iets soos, kyk, toe ek jou die eerste keer ontmoet het, nee, het jy kort hare gehad, baie kort hare, soos 'n redelike spiky kort hare, nee. En ek was op daai stadium in my lewe half op 'n, wat sal ons dit noem, 'n bietjie op 'n edgy streak. Soos dit klink super lame. Maar net jy dink jy was edgy. Dit klink super lame. Ek bedoel net soos, ek was 'n bietjie rebellious. Of ek het in my kop gedink ek's bietjie rebellious. Ja, let's just say that. So ek dink, kyk, mense het om jouself, vir die mens om nie ure te spandeer op elke besluit wat ons hoef te maak nie, is daar mental shortcuts. Ja. Ek dink mense noem dit heuristics, ek hoop ek pronounce dit reg, maar ek het 'n ruk terug daarmee te doen gekry toe ons kyk na ou apartheid posters en stuff, maar anyway, unrelated. Sorry, ek moet nou daai sin klaar maak, ou apartheid posters en die gevoel wat dit by party mense wakker maak, maar anyway, so ek wonder wat se invloed die res van die ontwikkeling van ons vriendskap gehad het op daai eerste impression wat ek van jou gehad het, dat jy is die, soos, obviously bietjie edgy gelyk. Is dit iets waarmee ek op hierdie stadium van my lewe half kan assosieer en meer wil soos bietjie indelf of leer van. Ek dink dit moet, ek dink dit moet 'n helse invloed gehad het, soos ek dink daai eerste impression wat ons, byvoorbeeld, nee, wag, ek wil nie my eie voorbeeld gebruik oor my verhouding nie. Kom ons gaan met daai voorbeeld, die first impression. En ons kan 'n generalize en praat oor enige ander first impression. Ek voel daai first impression link weer na ja, genetics en wat ek genoem het vroeër van pheromones en of iemand vir jou lekker ruik of nie lekker ruik nie, of iemand vir jou, as ek nou sê aantreklik, ek bedoel soos in jy wil tyd saam met hulle spend, nie noodwendig soos jy wil in 'n romantiese relationship wees met hulle nie, maar ek dink dit het 'n ding daarmee. Want is baie vinnig, like pheromones, ons kan dit nie fisies ruik nie, but we smell them. En dit doen ignite 'n impression in ons. En daai impression, I guess dit is hoekom hulle altyd sê first impressions last, want soos as ek dink aan ander voorbeelde in my lewe, first impressions last. Die eerste idee wat jy kry van iemand is wat dis asof hulle jou, they just keep on proving you right. Nie dat jy daar is vir hulle om jou verkeerd te bewys of reg te bewys nie. Maar dit gebeur net toevallig sodat jou first instinct is reg. Dis soos jou gut feeling. Interessant genoeg net gou oor die gut feeling, dit is 'n actual nerve in jou liggaam. En dit is hoekom jy daai weird feeling kry altyd, as jy so 'n weird gut feeling het. Dit geweet nie. Ek het gedog is 'n mental ding. Nee, is 'n actual nerve. Dis baie cool. Ja. Ek sal dit 'n bietjie opsoek en dan kan ons maybe eendag daaroor praat. Ja, dit kan cool wees. Ek het nou, ek dink daar's 'n actual naam vir waarvan ons praat. Ek dink mense noem dit die halo effek of die halo error. Ek het 'n rukkie terug daarmee te doen gekry. Dit is soos half hierdie idee van, as jy iemand op 'n foto sien, en jy dink, sê nou maar jy sien 'n baie attractive persoon op 'n foto. Hy's attractive en netjies aangetrek. Tik al jou boksies. Ja, soos, dis 'n ordentlik put together person. Die kanse dat jy 'n mental shortcut gaan hê, wat gaan sê dat daai persoon is 'n goeie persoon, is baie groot. Oor sy appearance?
Ja, according to appearance, soos daai first appearance wat jy van hom kry. Mens In 'n dink foto outomaties though. ja, wel of dit op 'n foto is of dit nie. Die foto is nou maar net 'n voorbeeld. Soos jy het niks met die persoon actually te doen nie. Dis net jy sien hom op 'n foto, die kans dat jy gaan dink, "O, weet jy wat, daai is 'n goeie persoon." Compare to iemand wat dalk 'n actual goeie persoon is, maar wat dalk sê nou maar 'n tattoo op sy gesig klomp het. tattoos het. Hy's vol getattoo of hy Dis ek sou met tattoos kos wat nie. 'n actual soos daar's daai een persoon wat soos letterlik sy hele body is getattoo tot sy verhemelte. As ek hom gaan sien en ek gaan byvoorbeeld iemand anders sien wat nie so is nie, wat sê nou maar baie minder tattoos het ewen en netjies jy aangetrek assume is dat of wat hulle al. 'n beter persoon is. Ek gaan assume dat daai persoon 'n beter persoon is. So ja, ek weet nie, ek kan dink dat dit 'n Note. Birds of a feather flock together. Ek gaan nie dink iemand wat covered is in tattoos tot en met sy verhemelte is 'n nice persoon nie, want jy lyk nie so nie. ja, presies. Presies, Ja, dis exactly birds dit. of a feather flock together. Presies. Ja. Ja, maar dis hoekom dit die Interesting. halo error ook kan wees. Dis die halo effek of halo error, want dit beteken nie noodwendig dat dit actually die persoon is nie. Dis net daai immediate first impression wat jy van die Ja. persoon kry. Dis seker ook waar die saying vandaan kom van don't judge a book by its cover. Probably. Baie likely wat 'n baie waar statement is. Ek het op 'n ander interessante soos manier afgekom hoe hulle hierdie probeer verduidelik het in soos research en hulle noem dit die phantom stranger theory. En wat hulle gedoen het is hulle kry mense om questionnaires in te vul, soos nou maar ek en jy doen nou 'n questionnaire of kos vat net een persoon, sê jy doen 'n questionnaire en dan na die tyd dan vat hierdie persoon die questionnaire en hy pas dit aan vir 'n phantom persoon, so 'n fake persoon wat nie exist nie. En hy maak dat sê nou maar phantom persoon 1 se antwoorde gaan similar wees aan die antwoorde wat jy gegee het en phantom persoon 2 se antwoorde gaan baie anders wees as die antwoorde wat jy gegee het. En dit was baie interessant want mense was meer geneig om aangetrokke te wees tot mense wat similar antwoorde as hulle gehad het as vir mense wat nie similar antwoorde gehad het nie. Ja. Ek kan voel ons proof net die feit dat birds of a feather flock together die beter opsie is. En is weer eens, daar's niks fout daarmee om totally different te wees as jou partner of jou vriendin of jou wat ook al nie. Maar at some initial point is daar values wat align. Daar is al weer eens al is dit subconscious. Ek voel dat ek en jy is actually 'n goeie voorbeeld. Want ons is baie anders, maar ons is ook baie dieselfde. Maar ons is baie dieselfde op die goed wat saak maak, soos ons values. Ek gaan heeltyd terugkom na values toe, juist oor dit freaking vanaf ek dit die eerste keer gehoor het, is dit stak in my kop van Jordan Peterson wat sê 'n relationship kan nie werk as die values nie align nie. En maar dis daai age-old saying van wys my jou vriende en ek wys vir jou soos waar jy sal wees oor wat. En dit is so cliché saying, maar dit is so waar want soos mense is geneig om dit is onder andere uit die heel eerste studie waaroor ons gepraat het, is dat hulle geneig is om ook hulle habits te share. So as iemand sê nou maar 'n heavy drinker is of 'n heavy smoker is of iemand is geneig om net daai habits wat mens aanleer of substance habits rather met baie sterk correlations gehad. En dit is nogal scary want dan obviously beïnvloed mens mekaar. So jy is dalk aangetrokke tot daai persoon, maar dit op die ou ende beïnvloed ook hoe ekstreem julle mekaar push half. Dit baie te doen met jou demographic ook. Weer eens. Ja, natuurlik. Jou demographic as jou environment vol alkoholiste is die kans dat jy alkoholist gaan wees baie groot. Ek sê nie jy gaan definitief dit is net jy het net baie groot. Statistically het jy baie groot kans om ook alkoholist te wees. Maar daar is ook jy kan ook die teenoorgestelde van die statistiek wees, which is also fine. Ja. Ek dink ons kan die gesprek hier eindig. Cool, as jy like wat jy hoor, subscribe en maak rumoer. Bye!